by ons lewenskeuses, en dat ons net dit sal wil doen wat vir U reg is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Sê weer eens baie welkom hierso vandag. Ek wil graag elkeen uitnooi om in julle Bybels te blaai na Matteus 23 toe, waar ons die skriftuurlesing gaan doen. Matteus 23 vers 37 tot 39. So Matteus 23 vers 37. En dit sê: Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat, want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Tot sover toe, mag die Here Robert seën en lei soos wat hy gaan uitbrei oor hierdie teksverse. Ons wil nou graag ook almal saam nooi om saam te staan en die openingslied te sing, lied 312.
Dankie, julle kan maar sit. Als ons wandel met God, aan sy woord en gebod, en sy lig op ons weë aanskom. Alles hy wil begeer, dan versorg hy ons steun, as ons eerlik wil volg en vertrou. Volg en vertrou, op die weg wat hy bou. Jesus gee ons sy vrede, as ons volg en vertrou. So die wolke my dek, en die skadu weerstrek, kyk hy glimlach verdryf liggaam. Daar's geen vrees wat bestaan, daar's geen sug en geen traan, as ons eerlik wil volg en vertrou. En vertrou, op die weg wat hy bou. Jesus gee ons sy vrede, as ons volg en vertrou. Met die las wat ons dra, en die kommer wat pla, sal hy edel karakters hier bou. Die verlies wat ons lei, elke stryd wat ons stry, word beloon as ons volg en vertrou. Volg en vertrou, op die weg wat hy bou. Jesus gee ons sy vrede, as ons volg en vertrou. Al sy liefde en heil, sal ons nimmer kan pyl, tot ons alles aan God toe vertrou. Die oorwinnaar se lied, en die seën wat hy bied, is vir hulle wat volg en vertrou. Volg en vertrou, op die weg wat hy bou. Jesus gee ons sy vrede, volg en vertrou. In gemeenskap so soet, sal ons sit aan sy voet, en in altaarheid dankbaarheid bou. Op sy woord sal ons staan, waar hy stuur sal ons gaan, sonder vrees as ons volg en vertrou. Volg en vertrou, op die weg wat hy bou. Jesus gee ons sy vrede, as ons volg en vertrou. Môre almal. Hoop dit gaan goed. Ek hoop julle het 'n lekker Sabbat sover. En ek is bly om my gesin te wees. Hierdie is my gesin. Nee, oom François. Dis my gesin. En elke dag hopelik het ons meer wat bygevoeg word by hierdie gesin. Dis lekker om julle almal te sien. Dis welkom vir jou, Leon en Leandri en julle familie. En Carl, is lekker om weer vir jou te sien. Hopelik gaan hierdie ons te klein wees binnekort om almal te hou hier binne. Ons moet hierdie seker eers laat werk, né? Kyk. Moenie steel daar nie. Ons is nie daar nie. OK. So ek wil vir julle vra, maar kom ons bid eers voordat ons aangaan. Sluit die oë.
Hemelse Vader, ons sê weer dankie dat ons hier kan wees. Dankie vir die Sabbat, dankie vir die rus. Ons sê dankie vir almal wat hier kan wees. En ons hoop dat hierdie boodskap sal met die mense sit en dat dit ver en wyd sal uitgaan ook. Asseblief praat deur my, want ek kan niks van my eie doen, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ek is bly, ek is nie die enigste met 'n streng boodskap vandag nie. En ja, ek sien ook Jesaja. Ek het nou nie my ma se voorlegging gesien nie, maar Jesaja is nogal sterk in al 3 van ons voorleggings vandag. En ek wil vir julle vra, hoe was julle week? Hoe was julle week? Tannie Susan, jy gee altyd mooi antwoorde. Net lekker. Voel julle partykeer so 'n bietjie moedeloos? Julle dink, wanneer kom die Here nou? Jy weet, wanneer gaan al hierdie verby wees? Jy weet, en terwille van ons familie, terwille van ons kinders, jy weet, ons werk, selfs ons diere, gaan ons maar aan. Jy weet, ons gaan maar aan. Maar dan dink jy vir jouself, gee ons ooit die eer vir die Here. Hy maak staat op ons. Hy maak staat op ons om sy woord, sy waarheid uit te bring na hierdie wêreld. Om deel te neem van hierdie groot stryd. Hy wil hê ons moet hom help. En dan dink ons baie keer net aan onsself. Is dit nie so nie? Jy weet, wanneer gaan hy nou kom? Ek is so moeg vir hierdie lewe. Jy weet, ons moet meer dink aan die boodskap wat moet uitgaan, mense wat gered moet wees, en minder aan onsself. Jy weet, vir 6000 jaar probeer God herstel wat gebroken is in hierdie wêreld. Sonde het ingekom, en daarmee het rebellie, selfsug, trots, hoogmoedigheid, al hierdie het gevloei soos 'n siekte deur ons wêreld. En deur sy mense, deur sy profete het hy probeer om waarheid weer in mense se gedagtes in te skerp. In ons lewens in te skerp. Hy het gekom as 'n mens, 'n bloedverwant. Ek sal sê laer as die algemene mens, hoe hulle lewe. Hy's gebore in 'n manger, sit 'n stal, die Engels, waar diere is. Voordat hy sy oë reg kon oopmaak, het die jagters van die wêreld 'n einde probeer sit aan hom. Hoekom? Dit is gevolg van trots, gevolg van vrees. Ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna. Hulle het hom probeer uitwis. Armoede groot geword. Maar hoekom? Want hy wou waarheid openbaar vir die wêreld. Dis hoekom hy dit gedoen het. Maar die sad ding is, soos my skriflesing sê, your house is left unto you desolate. Dis wat die resultaat was om nie vir God te kies nie, maar self te kies. En Pilate het voor hom gestaan, en hy het aangesig tot aangesig met waarheid. Hy was met waarheid, die waarheid. Hy het gekyk na die waarheid in die oë, en toe het hy 2 keuses gehad. Een keuse, gaan ek die eienskappe, gaan ek die karakter van die een wat al hierdie begin het, opneem in daai oomblik, of gaan hy die waarheid internaliseer? En julle weet wat gebeur het. Kerk en staat het saam gestaan om die Messias te vermoor. En dit is hoe vinnig dinge kan gebeur in ons lewe, deur net 'n keuse, deur nie te kyk na waarheid nie. En toe was waarheid opgelig op die kruis. Vir almal om te sien. So wat sou geword het van ons as daar nie waarheid was nie, as waarheid nie bestaan het nie, as God nie sy woord bewaar het nie, as God nie vir ons die plan van verlossing gewys het nie, as hy nie vir ons verduidelik het van die begin, wanneer het, nadat Adam en Eva geval het, wanneer het hy die plan van verlossing verduidelik? Dadelik. Dis wat gekom, en dis wat ek gaan doen vir julle.
En die meerderheid kies om nie waarheid te aanvaar nie, en te internaliseer nie. En dan kan mens vra, wat gebeur as 'n nasie waarheid verwerp? Wat gebeur as 'n kerk lig weerstaan? Wat gebeur as ons hart oortuiging ignoreer? Dis totaal en alle ineenstorting, ellende en dood. En daai dood, praat ek van die tweede dood. Dis 'n sad storie. Ons het net hierdie tyd, die tyd waarin ons nou lewe. En die groot stryd gaan nie oor mag nie. Wie is in beheer nie. Hulle sal dink dit is. Die hele wêreld gaan oor mag, power. Power, money is power. Maar dit gaan oor karakter. Dit gaan oor sy wet. Dit is sy karakter. Dit gaan oor wie kan ons vertrou in hierdie wêreld. En waarheid is nie iets wat God besit nie. Hy is waarheid. Hy is die een wat vir ons waarheid gee. Nou Isaiah, soos ek gesê het, hier gaan ons verder. Ek dink jy het gehad Isaiah 58, hier kom ek met Isaiah 59. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither is ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear. Sonde is kan jy sien as 'n gewoonte. Jy weet, dis iets wat, en as jy aanhou met daai gewoonte, en jy wil nie sien die gevolge daarvan nie, dan moet die Here sy gesig draai. Hy kan jou nie sien nie, hy kan nie meer jou hoor nie. Jou gebede gaan nie meer op hemel toe gaan nie, as jy veg, kom ons stel dit so, as jy 100 sondes het, en elke een van hulle pla jou, en jy wil elke een ontslaa raak van, en daar's 'n ander persoon wat net 1 sonde het, maar hy wil nie ontslaa raak daarvan nie. Wie is geregverdig? Die een met die 100. Iniquities is meer van 'n perversiteit. Dis nie 'n kortstondige mislukking nie. Dis iets wat jy teendraai, dis perversity. None calleth for justice, nor any pleadeth for truth. They trust in vanity and speak lies, they conceive mischief. Their feet run to evil, their thoughts are thoughts of iniquity, wasting and destruction are in their paths. Is dit nie die sondige natuur nie? Is om te hardloop na evil. Dis soos iets wat, spring-loaded iets wat vasgemaak is, en hy wil net hier wees. Maar ons kan net deur die geregtigheid van die Here, kan hy ons verander, dat ons nie meer daarna toe wil gaan nie. The way of peace they know not, and there is no judgment in their goings. They have made them crooked paths. Whosoever goeth therein shall not know peace. Nou wat sê die Bybel, wat gee vir ons vrede? Die teenwoordigheid van God. Teenwoordigheid in ons lewe. Jy sien, as jy na Psalm 85 vers 10 kyk, mercy and faith, mercy and truth, het ontmoet by die kruis. Daar's waarheid, maar daar's genade. Binnekort gaan daar genade deur toemaak vir almal, net soos dit het in voor die vloed. In righteousness and peace. Dis waar jy die vrede ontvang. We grope for the wall like blind, en ons gaan baie hoor oor blind vandag ook, and we grope as if we had no eyes. We stumble at noonday as in the night, we are desolate places as dead men, and judgment is far away backward, for truth is fallen in the street and equity cannot enter. Dit beteken daar's morele ineenstorting. Equity cannot enter. Truth faileth, and he that departeth from evil make himself a prey. Is dit nie wat ons al baie agtergekom het? As jy wil doen wat reg is, gaan die eindresultaat wees die death decree. And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor, therefore his arm brought salvation unto him, and his righteousness, it sustained him. So wat het ons gelees in die skriflesing? How many times did I want to gather you under my wings? En as ons daai vlerke is die geregtigheid van die Here. As ons uit daai ding, die son kan ons seermaak, die reën, die predators daar buite, almal gaan ons seermaak. Dis wat ons het. Ons kan niks op ons eie doen nie. Hy beskerm ons. So elke opoffering wat hy gemaak het, is vir hierdie oomblik, waarin ons onsself nou beleef. Wie is Christus?
Philippians, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, whom being in the form of God, thought it not robbery to be equal to God. Hy's God. Net God kon vir ons dood gegaan het, kon sy bloed getap het vir ons. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made, hy's packed hierin, and was made in the likeness of men. Hy's 'n nederige God, hy's 'n bloedverwant, hy's 'n dienskneg. Hy het afgekom, die laagste punt van ons liggaam wat heeldag in die stof is, het hy kom was. Dis wie hy is. En in Openbaring 13 vers 8 sê het, slain from the foundation of the world. Hy het al lank al beplan, en as hy iets beplan, dan is dit asof dit klaar gebeur het. Wie is Satan? En ons weet hy het 'n oogprobleem hierso, 'n eye problem. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. So, Satan het, hoe het hy gemik? Hy het opwaarts gemik, né? En Christus het afwaarts gemik. Satan het gesê, if I had the power, I will rule this world. Jesus het gesê, because I have the power, I will serve. Wow. En dan sê dit, I will sit upon the mount of the congregation. Hy gaan die godsdienstige sisteme in hierdie wêreld korrupteer. Hy gaan dit verander, hy gaan dit beheer. Hy sê usurper. Probeer God se posisie inneem. En ek dink nie Satan het regtig verstaan die karakter van Christus nie. Hy het hom gesien daar in die raad. Ek weet nie presies hoe dit afgespeel het nie. Hy het hom gesien besluit te maak en hy het gedog, hoekom ontvang ek nie hierdie eer nie? Dis nie reg nie. Ek moet ook 'n eer ontvang. Hoekom sou hy dit dink? My spesmasie so is, was Jesus so nederig, was sy karakter so sag, het hulle altyd ontmoet waar hulle is, dat hy gedink het, hy het dit verwar met gelykheid. Wow. Dis interessant, hoe het Jesus vir mense op aarde besoek? Het hy nie saam met Abraham geëet nie? Het hy vir Jakob met hom gaan in persoon beklei? Hy het nie beklei nie. Maar hy het toegelaat dat hy dit uitkry sodat hy hom kan red. En Moses, aangesig tot aangesig, soos 'n vriend. Joshua, angel of the Lord, as 'n soldaat. En dan het hy tussen Daniel se vriende gestaan, soos 'n mens. Hy het daar saam met hom daar gestaan. So, Satan het gevoel, God se regering is onregverdig en sy wet is beperkend. Hy het, ek sal dit stapie verder vat, hy het sy liefde en nederigheid gesien as swakheid selfs. Hy het gedog, hierdie swakkeling kan ek kry. En toe hy in die wildernis is, het hy gedink, ek moet net hom bietjie druk, en hy sal sy power gebruik. No problem. Maar wat sê, Desire of Ages, through humility and self-surrender, Christ would triumph. Wow. The meekness and lowliness of Christ is the Christian's power. Thoughts from the Mount of Blessing. Dis waar ons krag vandaan kom. Sy sê verder in Patriarchs and Prophets, the plan of redemption had a yet broader and deeper purpose than the salvation of man. It was not merely that the inhabitants of this little world might regard the law of God as it should be regarded, but what is the purpose of this life? But it was to vindicate the character of God before the universe. Wat 'n taak wat voor ons lê. Daar's twee instansies. Hy haat dit, Satan. Hy haat die Sabbat. Hy haat die huwelik. Hoekom? Ons kyk gou vinnig. Remember the Sabbath day to keep it holy. Showing that the Sabbath was not just then instituted. We are pointed back to the creation for its origin. Satan aimed to tear down this great memorial.
If people could be led to forget their Creator, they would make no effort to resist the power of evil, and Satan would take them captive. Dit wys na Jesus ons Skepper, wie hy is, sy titel, onderhouer en voorsiener, die regmatige heerser van hierdie heelal. Dis wie hy is. So hy val hierdie goed aan, want dis 'n lig op hom. Hy wil hom verwyder. En deur die Sabbat aan te val, impliseer hy dat sy gedenkteken vervangbaar is. Jy kan evolusie inbring, wat ook al jy wil, ons is vervangbaar, sy wet is aanpasbaar. Ons kan dit verander, so hoef dit nie meer te glo nie. Vandag, meeste van die Christene, so veel meer die wet hou nie. Aanbidding is oordraagbaar. Who is this God you serve? Pharaoh. Maak nie meer saak nie. Want om vergeet, dis baie belangrik. Satan wil aanbidding hê van elke een van ons, van almal, van elke een. Hy wou in die wildernis van God self. Above the stars of heaven, die engele. In die laaste dae, and they worshipped the dragon, which gave power unto the beast. Maar hulle volg hom as gevolg van misleiding, hier op aarde. En binnekort, die 6de plaag, is die Eufraat rivier wat opdroog, wat deur Babylon geloop het. Die mense in Babylon vandag gaan agterkom, dit was mislei, maar dit is te laat. Nou kyk ons na die huwelik. Husbands, love your wives even as Christ also loved the church, that he may sanctify and cleanse it. Dit is nog 'n besonderse verbond om ons te herinner aan Christus en sy opoffering en ons verhouding met hom. Hy haat dit. We must be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Sy lewende gelykenis en patroon op aarde van Christus se verbond met sy mense. Wanneer Satan die huwelik aanval, ondermy hy die verbondsmodel van verlossing. Let's make man in our image. Daar is eenheid in die godheid, daar is eenheid in die huwelik. Die huwelik weerspieël God self. Die mensdom weerspieël daardie beeld ten volle in verhoudingseenheid. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. So dat dit begin hierdie wêreld met 'n huwelik en dit eindig met 'n huwelik. Ja. Dis 'n lewende profesie van die einde. Dis wat die huwelik is. So hy wil dit aanval. En wat doen hy? Great whore that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Hy het die heiligheid van die huwelik verdraai en nagemaakte verbintenisse geskep. Hy het begin by die begin, toe hy gesien het Seth se kinders beweeg na Kain se kinders toe. Yes, ek het hulle. Hier begin dit. Vir Ahab en Jezebel, wat versimboliseer dit? Kerk en staat wat by mekaar gekom het. Dis die hoer wat die politieke mag ry. God verenig dit wat by mekaar hoort. Satan versmelt dit wat onderskeidend moet bly. En dit was die gevolg van al daai. Polygamy was practiced at an early date. It was one of the sins that brought the wrath of God upon the antediluvian world. Daar was nie meer sacredness nie. Yet after the flood it again became widespread. It was Satan's studied effort to pervert the marriage institution. For in no surer way could he deface the image of God in man and open the door to misery and vice. Ja. En dis maar net my spekulasie. Nadat hy 2 vrouens gehad, en nie alle name nie geskryf is, Ada en Zilla. En hy sê vir hulle, ek het 'n man doodgemaak. Die tweede moordenaar waarvan ons weet. En hy sê, surely I must be avenged 70 times 7. En as jy kyk na die 70 week profesie, wat het op die einde van die 70 week profesie gebeur? Close of probation for Israel. Jesus sê, jy kan aangaan, jy kan toelaat dat die sonde sy pad loop.
dat ons die resultate van sonde kan sien, maar ook om 'n tyd. Het gaan verby wees, en dit het. Hulle is verwoes in die vloed. Ek het baie slides, so ek wil nie te veel op alles trap nie, maar hier is alles vir my so belangrik, so ek hoop julle is okay daarmee dat ek bietjie langer aangaan. Dit is net nadat Satan uitgegooi is uit die hemel. Hier is my baie interessant. His happiness was gone. Daar's nie meer geluk gewees nie. He looked up the angels who with him were once so happy, but who had been expelled from heaven with him. Before their fall, not a shade of discontent had marred their perfect bliss. Now all seemed changed. Countenances which had reflected the image of their Maker were gloomy and despairing. Discord and bitter recrimination were among them. Wat is recrimination? Beskuldig. Jy beskuldig mekaar. Waar het ons dit gesien? Net so 'n stappie verder. Jy van nie gesê, daai slang, het Adam nie gesê, daai vrou wat jy vir my gegee het. Recrimination. Maar dis nog meer, dit gaan nog aan. Satan now beholds the terrible results of his rebellion. He shuddered and feared to face the future and to contemplate the end of these things. Wat het dit veroorsaak om geskei te word van God? Fear. Dis wat dit veroorsaak. The devil has come down unto you having great wrath because he knows his time is short. Sien ons dit nie ook met Adam en Eva nie? Wat sê dit? I was afraid. Want ek is nie meer onder jou vlerk nie. I'm naked. Ek het nie meer die geregtigheid van Christus nie. Dis wat dit is. Was Kain bang geweest nadat hy vir Abel doodgemaak het? Ontsettend bang. Asseblief, help my. En wat het hy toe gaan doen? Toe gaan bou hy stede. Hoekom het hy stede gaan bou? Vir sekuriteit. Nie net sekuriteit nie. Nie net sekuriteit en beskerming nie, maar ook beheer. The mark of the Cain was oor die beheer van die mense. En dis 'n patroon deur die Bybel. As jy kyk na Farao, hoekom het hy Israel slawe gemaak? Hy was bang oor die uitbreiding van Israel. Hoekom het Herodes, soos ons in die begin gehoor het, hoekom het hy al die babas doodgemaak? All the firstborns. Vir al die babas. Hy was bang oor 'n mededingende leier en koning. Is bang. Sanhedrin kruisig vir Christus. Hoekom? Hulle is bang. Dis hoekom. Hulle vrees dat hulle gesag sal verloor. Ja. He shuddered at the thought of plunging the holy happy pair into the misery. Hy het eers gedink, nee, ek wil nie dit doen nie. Maar toe het sy engele gesê, luister hier, ek kort 'n leier hierso. Ga jy dit doen? Ek back jou. And two, Satan cast off his feelings of despair and weakness, and as their leader fortified himself to brave out the matter and do all in his power to defy the authority of God and his Son. Nou dink hy, hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek vir Adam en Eva benader? Because if he should come boldly upon Adam and Eve and make complaints of God's own Son, they would not listen. Should he seek to intimidate them because of his power? Nou gaan nie werk nie. But if I use cunning and deceit, that will do what might and force will not do. Hoe het ons, as jy kyk na die donker eeue, is dit nie presies wat gebeur het nie. Gesag moes geglo word, strukture moes vertrou word, gewete moes prysgegee word. En geweld werk slegs wanneer misleiding dit reeds genormaliseer het. En as jy Openbaring 13 met Daniël 3 vergelyk, die laaste deel, 'n beeld word gevorm op jou einde van die dag, aanbiddings word geëis, sanksies word toegepas en laaste kom 'n death decree. In Daniël 3 eerste word die beeld opgestel, toe die musiek gespeel, dit was 'n appel, dit was 'n versoek, 'n opregte versoek vir worship. En dan die vuur en die wind. Die mag word afgedwing. Ja, 10 minute, sal nooit. Sorry julle, hierdie gaan 'n bietjie langer aangaan. Hierdie is vir my ook ontsettend parallel amper met Jesaja. En dit is toe Moses net op die borders of Canaan gestaan het. Dis 'n tipe van waar ons nou is. If you do not observe all his commandments and his statutes, all these curses shall come upon thee. The Lord shall make the pestilence cleave unto thee. Dat is ook letterlik, natuurlik, maar dink bietjie geestelik. Die siektes
simboliseer die geestelike toestand van die mensdom. Dink bietjie daai tyd, maar dink nou. And thy heaven that is over the head shall be brass, and the earth that is under thee shall be iron. Nou hierdie prentjie is nie wat in die Bybel staan nie. Dis net my interpretasie hiervan. Wat dit regtig beteken is, die hemel gaan nie meer sy reën gee nie. Weet wat het tydens Ahab se tyd gebeur, 3,5 jaar, sonder enige reën. Die aarde gaan soos yster wees, so hard soos hy gaan nie meer sy vrugte dra nie. Die Heilige Gees, as jy dit nou geestelik wil maak, simbolies, die Heilige Gees gaan nie meer in ons werk nie, en ons gaan nie meer vrugte dra nie. Maar, my siening, net vir interessantheid, is, as jy kyk na die mense soos Plato en Tataris, en al hierdie filosofe, het allemaal geglo in die immortality of the soul, het allemaal serpent language geglo. En wat het dit gedoen? Die Griekse denkwyse wat die verstand regeer en beheer, Greek mythology, die hemel word menslike redenasie in plaas van goddelike openbaring. En dis regtig wat gebeur het. Dit het gepermeate deur die wêreld. Die Rome het dit ook opgeneem. Griekse filosofie is amper die grootste bydra in hierdie hele wêreld. En as jy kyk na die vloer van Ion, ons gaan geroel word, beheer word, geheers word deur Rome. Regdeur, ons is nou nog steeds in die Romeinse mag, ons is nog steeds in Babylon. Nie dat Babylon Rome is nie, maar Rome het al die filosofieë van Babylon tot in Rome het deurgesyfer en saamgekom. The Lord shall cause thee to be smitten before thine enemies. Wat het ons vanoggend gesê? Thou shalt go out one way against them and flee 7 ways before them. Ons gaan in eenheid as 'n kerk in. En wat is 7 is? Volledige fragmentasie en verstrooiing in plaas van eenheid. Ons gaan in, ons dink ons het eenheid in hierdie kerk, maar as daai Romeinse mag, daai Romeinse army, weermag, kom, gaan ons staan saam? Ons dink ons het eenheid. Ek sê nie ons het nêrens eenheid nie. Ons moet veg vir eenheid in hierdie kerk. And blindness and astonishment of heart, blindness. Ons kan nie sien nie. Geestelike blindheid. Thou shalt betroth the wife, and another man shall lie with her. Thou shalt build a house, and thou shalt not dwell therein. And thou shalt plant a vineyard, and shalt not gather the grapes. Geestelike egbreek. Adam en Eva het hulle huis verloor. Hulle is geskei van die Here, hulle het sonde gepleeg, hulle het hulle huis verloor. Israel het huise gebou, maar het nie behoort aan hulle nie, soos in Babylon. God sal nie meer in ons woon nie, ons sal nie meer vrugte dra nie. And thy king which thou shalt set over thee unto a nation which neither thou nor thy fathers have known, and there shalt thou serve other gods, wood and stone. Die dinge waarop hulle vertrou het, die politieke sekuriteit in plaas van God, kan hulle nie red nie. Ek het nou die dag so 'n paar maande terug deur Sandton Mall geloop, en ek kom toe by hierdie area waar Chanel en Louis Vuitton en Dolce & Gabbana, al hierdie plekke en al hierdie wood and stone. Toe ek al inloop, verander die atmosfeer. Hierso is by elke deur is daar 'n wag met 'n geweer. By elke een, en jy sien net hierdie amazing diamante. Dit is hulle wood and stone. Dit het dit geword. En die gevolge van 'n aardse koning gekies het alles onderste bo gedraai. Van Jeroboam regdeur tot Zedekija sal net gemors gewees. Hy sou vir ons beklei, hy sou vir Israel beklei het. Hulle sou nie hoef te beklei het nie. Hy sou perde by gestuur het. Hy sou haalstene gestuur het. Hy sou een engel stuur om 185,000 Assiriërs uit te neem, of dit het gebeur, het dit nie? Maklik, hoekom sou ons moet beklei? Het gesê vir Abraham, as jy gehoorsaam is, gaan jy in vrede woon in op jou lande wat ek vir julle gee. Maar hulle het nie geluister nie. Mense dink dit was sy plan dat almal moet beklei, bloodshed. David mag nie die tempel gebou het nie. Want hy was a man of war. Dit was nie sy plan nie.
hulle diensplig van hulle kinders vir militêre en hofdiens, die beslaglegging van hulle beste gronde. Dit klink soos vandag. Ons besit eintlik niks nie. Binnekort is alles weg. Swaar belasting, hulle dienaars van die staat geword. Thou shalt plant vineyards and dress them, but shalt neither drink of the wine. Die samelewing mag dalk produktief wees, maar sonder vreugde. Godsdienstig, maar geestelik leeg. Die wurms verteenwoordig die vrugte wat ons eens gedra het. Ons dra hulle nie meer nie. Hulle het olyfbome gehad, maar die stem van God verwerp, geen werklike verandering getoon nie. Thou shalt not anoint thyself with the oil, for thine olive shall cast his fruit. Dit klink bietjie soos, en dit klink soos having a form of godliness but denying the power thereof. Dit klink soos die Laodicea kerk vir my, klink dit nie? Al die eienskappe, al die slegte eienskappe van die eerste 6 kerke in Openbaring 2 en 3 het die Laodicea kerk opgeneem. Lost his first love. Kompromie aangaan met Rome. Works over faith. En Sardes was die reformatie. Jy hou nog vas in jou tradisies. By Council of Trent, die katholieke gewen, want hulle hou nog vas aan hulle tradisies. En toe, nie baie tyd nie, maar ek gaan nou net vinnig hierdeur, en toe, 605 BC, for the first time besieged and captured Jerusalem, Nebuchadnezzar van Babylon. Joachim was die koning. En wat het hier gebeur? But those who had learned, so hulle het vir Daniel en sy vriende weggevat na Babylon. Toe ek bly Babylon het Daniel gehaat ten minste. Was faithful. En hy het baie mense gewys hoe dit lyk om waarheid te hê. But those who had learned to place their trust in the promises of God found these all sufficient in every experience through which they were called to pass during their sojourn in a strange land. The scriptures proved to them a guide and stay. En 100 jaar voor hierdie het Hesekiah kompromie aangegaan. Hy het Ahaz, sy pa was 'n wicked king, maar die tempel herstel, hy die gode hy het goed gedoen. Maar toe gaan hy kompromie aan. Hulle het 46 stede uitgehaal en hulle het vir hom ingehok in Jerusalem en hy was bang. En toe het hy 300 shekels silwer en 30 shekels goud as 'n tribute gegee. Selfs van die deure van die tempel afgeruk. Maar toe hy bely vir sy sonde, help God hom dadelik. Ons moet dit nie vergeet nie. En toe hy siek word en hy trots kom weer op in hom, toe het hy Babylon uitgenooi om te kom kyk na al die skatte. Toe sê Jesaja vir hom, binnekort gaan hierdie gebeur. En dit het. En toe Zedekiah, gaan nie alles lees nie. They mocked the messengers of God and despised his words and misused his prophets. So volg van daai was daar total fragmentation, obliteration van Jerusalem. En Zedekiah, so volg van sy trots en sy vrees, sy kinders is voor hom uitgehaal. Sy oë is uitgehaal. Hoekom? Dis simbolies vir hy kon nie die waarheid sien nie. Hy kon dit nie sien nie. Of hy dit nie geadopt nie, geïnternaliseer nie. En hy was bang vir die Jode wat al klaar in Babylon was, wat hulle gaan sê. Sy oë uitgeneem. En die ander ding is, vandag sit ons ook in Babylon. Kan ons vandag Babylon sien? Is ons oop vir dit? Hy kon nie Babylon sien nie. En dis by Calvary. Not far distant was Calvary, the place of crucifixion. Upon the path which Christ was soon to tread must fall the horror of great darkness, as he should make his soul an offering for sin. Yet it was not the contemplation of these scenes that cast the shadow upon him in this hour of gladness. He wept for the doomed thousands of Jerusalem because of the blindness and impenitence of those whom he came to bless and to save. Looking down, he saw the world involved in deception similar to that which caused the destruction of Jerusalem. We've made our house desolate, void of Christ.
The great sin of the Jews was their rejection of Christ. The great sin of the Christian world would be the rejection of the law of God, the foundation of his government in heaven and earth. En onder sê sy terrible blindness. In 1888 was daar probleme in die kerk. Oor Galasiërs 3, is dit ceremonial laws, is dit die moral laws, wat is dit nou eintlik? Uriah Smith het gekom met, ons moet meer fokus op die wet sit. En toe kom A.T. Jones ook, en hy sê, meer fokus sit op righteousness by faith. Daar was 'n fokus, en hierin was uitgehaal, toe was daai uitgehaal, en waar moet dit wees? Die wet kan jy nie skei van Christus nie. Dit moet onder mekaar wees. But it presented justification through faith in the surety. It invited the people to receive the righteousness of Christ, which is made manifest in obedience to all the commands, which is made manifest. So by faith alone. Wie 370 jaar voor hierdie gesê, it's by faith alone. Martin Luther het dit gesê. So het nou weer bygekom by Martin Luther se stelling hierso oor righteousness by faith, imparting the priceless gift of his own righteousness to the helpless human agent. We are helpless. Ons kan niks doen nie. It is the third angel's message which is to be proclaimed. As ons net kyk na die wet, hy maak dood. Dis hoekom hy sê the letter kills. Ek verstaan dit nou. Jy verloor sig van God, want jy is besig hierso. Okay, ons draai, ons verander hierdie so bietjie, ons verander daai. Is dit nie wat die fariseërs gedoen het nie? Jy kyk nie op nie. Hy is die een wat vir jou moet sê hoe dit moet lyk. So jy moet na hom kyk om hierdie te kan doen. Jy kan nie hier kyk nie. Dit gaan jou niks help nie. Dit is verby. En vandag glo almal in Christus, maar tog nie. Hulle verwerp die wet. Gooi die wet uit. Jy kan nie dit doen nie. Hierdie is maar net Martin Luther wat gesukkel het met Romeine 1 vers 17. Waar het sê, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Hy het dit gesien as the righteousness by which God judges sinners. Het gaan hy, ja, ek moet perfek wees, ek kan niks verkeerd doen nie. In ander woorde, a God whose righteousness demanded perfection. Het gaan hy nie, het kan nie wees nie. Toe gaan hy aan, Romans 3:27. A man is justified by faith without the deeds of the law. Not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. En as ek in my bed lê, en ek dink, soos ek heel eerste gevra het, wanneer kom jy, Here? Ek is moeg. En ek kom hierdie altyd in my kop, so ek moes hom bylas. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and has the faith of Jesus. Elke keer, het kom net in, en ek dink, okay, ek hoor jou. Het is direk van hom, ek weet het. En hier kom 'n storm, julle. Gee my nog so 10 minute, as dit okay is. Hier kom storm. En dit speel voor ons oë af. Maar baie min mense gaan dit raak sien. Ek wil net wys hoe hierdie merk van die dier, hierdie sondigwet homself ingebring, maar ons sê dit nie altyd gesien nie. Jy kan dit nie altyd raak sien hoe dit aankom nie. It's making its way in darkness. So ons moet vigilant wees op hierdie tyd. En ons weet wat het gebeur, die birth pains. Wat is birth pains? Die intervals raak al hoe korter en al hoe korter. World War I, World War II, the Cold War, Vietnam War, alles so gestagger gewees. Wat het ons nou? Elke jaar, miskien elke paar maande, is daar net nuwe wars. Rumors of wars and wars. En hierso in 1999, toe die Lutherane, ek wonder wat hy so gesê het, Martin Luther, saam met die Katholieke hierdie saam geskryf, the joint declaration of the doctrine of justification. Together we confess by grace alone, klaar fout daarso, it's nie by grace alone nie, it's by faith alone. And when you have faith, you receive grace. In Christ's saving work. Nope, glad nie. Dit is a free gift by the blood of the Lamb. Wanneer is the Lord's Day Alliance gestig? In 1888. Baie sê dat hulle saam gehelp het om hierdie
Blair Bill Sondagwet te stig in 1888. Ek het nou nie 'n quote daarvan nie, so kom ek sê, baie sê. We have been the one national organisation, hier is nou, hulle is nou Rising Day Ministries, ek gaan opsoek. We have been the one national organisation whose sole purpose is to maintain and cultivate the first day of the week as a time for rest, worship, Christian education and spiritual renewal. En dan kyk jy na die events. Wat het in 2001 gebeur? 9/11 het gebeur. Wat het hulle in 2001 geskryf? In many ways, 2001 has been a watershed year for the ministry of the Lord's Day Alliance. At the same time, the national tragedy that occurred on September 11th in New York, Washington, and Pennsylvania has changed our perspectives and frankly has caused even those who lack a spiritual thermometer to consider their faith. Many for the first time in their life. We stand on the verge of an unprecedented opportunity to proclaim the message of the Christian Sunday in a manner unseen, at least in my lifetime. Ek glo nie hierdie dinge was per toeval, al hierdie events wat gebeur het nie. Want wat het dit veroorsaak? Dit het 'n styging, 'n surge in spirituality, in unity. Ecumenism was op pad. Vanaf 1999 en voor dit ook. Die Environmental Climate Change Summits was in 1979 al. In 2003, Iraq War, dit het die westerse Christen nasies geskei van die Midde-Ooste, uit hulle gerefragmentize. In 2006, die Methodists het geteken, saam met die JDDJ, die Joint Declaration geteken. In 2009, wat het toe gebeur? Die finansiële instorting. 2829 het gelei dat baie hulle geloof verloor in die leierskap en die burgerlike godsdiens. Hulle het meer na voorspoed en evangelie begin beweeg en non-denominational bewegings. En dit het die denominasies laat krimp. So sien jy het hulle hierdie begin afbreek en opbou die hele tyd volgens hulle manier. 2009 kom hierdie uit. EU law that would safeguard Sunday as a day of rest from work. 5 EU parliamentarians to recognize the value of Sunday rest as part of the culture. Hulle het dit deeltyd ingebring met elke event. Boom, bring hulle iets in. 2010, ek het dit nou nie op nie, is in 'n studie voorsee. 2010 het familie en kinders, die emosionele, hulle het gespeel op die emosionele kant met jou kinders, kan nou 'n bietjie rus kry saam met jou, jy weet, dit is goed vir die familie. 2012 weer probeer. Maar hierso dat it was presented to Parliament but thrown out. No evidence that keeping Sunday holds benefit over any other day. Gaan aan. Beweeg aan 2015, ons weet van Laudato Si, ek hoef nie alles weer te noem nie. Maar hierso was respect the common home, care for the poor, the common good, respect of workers. Hulle sit dit in so onder so 'n sambreel van, jy weet, help your neighbor. Kyk na ons wêreld. Dit is alles mooi dinge. Hulle onder dit is daar iets baie sinister wat uitkom. In 2017, wys jy maar net die progression, ons is amper klaar, ons het letterlik 4 slides oor. 2017 het 100 miljoen Christene, 230 plus denominasies, 105 lande het geteken hierdie JDDJ, die Joint Declaration. In 2020, Fratelli Tutti, fraternity, brotherhood, unity. So, hoe naby is ons? Dis 2020, toe kom die COVID ook daar uit. Wat het COVID gedoen? Het het skeiding veroorsaak in die wêreld. Dit het almal teen mekaar gedraai, selfs in die kerk. Toe, onlangs, 2026, Heritage Foundation calls on US to prioritize marriage and family in new report. A marriage boot camp designed to prepare, hier kom die huwelik ook hier in. Ja, alles slim. A marriage boot camp designed to prepare cohabitating couples for marriage. A universal day of rest that would build upon blue laws. So dit moes reageer. As dit die North American Division het reageer. This generation, Mattheus 24 vers 34, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Ons is, hoe naby is ons aan die einde? Wat sê hierdie ouetjie?
Marlo, kan hom nie speel nie. Okay. Maar dit is 'n Baptist wat daar voor staan en hy sê, I will impose my morality on you. Ons moet dit met die Here doen, maar as ons weet wat reg en verkeerd is, ek sal my moraliteit op jou afdwing en dit gaan gebeur. Dis 'n baie nice video, ek wens ek kon dit speel, is maar net 'n minuut. Die punt is, ek wil 'n bietjie hoop bring hierso. Die punt is, daar is hoop in Christus. Daar is niks om te vrees nie. As ons saam met God staan, as hy ons bedek, as ons onder sy vlerke van geregtigheid is daar niks om te vrees nie. Hy is by ons. Elke dag, elke een van ons, maak nie saak wat ons deurmaak in ons lewe nie. Ons moet vasklou in hom, vasklou in sy woord, sy beloftes. Daar is nie meer tyd verspeel met sonde nie. Ons moet vir God vra om ons oë oop te maak, want hy is binnekort hier. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Daar is ons belofte, daar is ons hoop. Kom ons bid. Hemelse Vader, ja, die hoop, ons het net hoop in U. Daar is niks anders, niks op hierdie aarde kan vir ons hoop gee nie. Net U, Here, kan ons beskerm teen wat kom en wat hier in die wêreld is. Ons is nie van hierdie wêreld nie, ons is in hierdie wêreld. So ek vra dat U ons altyd sal bewaar en dat elkeen van ons die besluit sal maak om net vir U te volg. Dat U ons kan beskerm teen die duiwel en sy engele en die bose in hierdie wêreld, Here. Ons vra vir U om met ons te wees vandag waar ons gaan en dat ons hierdie boodskap ook sal internaliseer en dit met ander deel, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Sê, baie dankie. Mag ons almal sien wat in die wêreld gebeur en onsself gereed maak om binnekort Jesus op die wolke te sien kom. Om af te sluit, wil ons almal nooi om saam te staan en te sing van lied 404. Broeder, wees waaksaam, ons sal
vervang deur 'n krog. Wanneer ons bekleed word met ons sterflikheid en God in ons midde sal woon. O broeder, wees waaksaam, die tyd is so kort, die eindelose ewigheid wag. Daar sal ons geen smart, nee, geen trane ooit stort, want daar is geen pyn en geen nag. Sluit ons so. Hemelse Vader, dankie vir die opoffering wat U vir ons gemaak het. Dankie dat U vir ons 'n pad uitgekerf het, dat ons gered kan word, Here. Help elkeen hier vandag om die regte keuse te maak totdat U kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Hoor ons bid.